Shalom. Kom ons sit weer vandag in mekaar se stilte. Vandag wil ek saam met jou wonder oor hoe ons 1 Korintiërs 13 vers 7 ook in die praktyk kan laat werk. 1 Korintiërs 7 vers 13 sê dan die liefde. Die liefde, dit bedek alles. Dit glo alles. Dit hoop alles. Dit verduur alles. Wat gebeur as liefde die lens word waardeur ek na lewe kyk? Waardeur ek na wat met my gebeur kyk? Waar ek na elke mens wat my pad kruis kyk? Maar daardie is dalk nog maklik. Wat gebeur as ek met liefde na seer kyk, na swaar kry? Kom ons raak daaroor verwonder. Soos altyd nooi ek jou om met jou voete plat op die aarde te sit. As jy kan, trek jou skoene uit. Kom ons raak net weer bewus daarvan dat ons is hier vandag. Ons is hier vandag. En ons hier wees gaan aan. Jy mag dalk soms voel dat die finale hoofstuk geskryf is, dat dit nou maar dit is, maar juis jou deelname hieraan herinner jou, lewe gaan aan. Kom ons raak ook bewus van asemhaling soos altyd. En weet jy, met elke asemteug neem jy op 'n kosbare en 'n unieke manier deel aan lewe. 'n Unieke manier. En elke keer as jy uitasem, raak ook daarvan bewus jou skouers sak en daar kom 'n ligtheid saam met die uitasem. Deel van jou deelneem. Deelneem is nie net ontvang nie. Dis ook om te laat gaan. Dis ook om te laat gaan. Alweer lekker diep asem. Tot daar in jou kern. As jy uitasem, voel die ligtheid. Laat gaan. Volmaak met elke inasem. Leeg word en laat gaan met elke uitasem. En terwyl jy nou so sit en daardie ritme by jou tuis kom, voel jy dalk reeds selfs in jou borskas 'n rustigheid. Maar ek nooi jou nou, gaan deur jou lyf in jou verbeelding. Tel alles op wat druk, wat trek, wat seer is, wat spanning is, wat beklemd is. En nou wil ek jou vra, net soos jy daardie warmte en rustigheid in jou bors gevoel het, met elke asemteug, verbeel jou nou, jy kan na elke spanningkie,
elke spasmatjie, elke swaarte in jou lyf, asemhaal. En voel hoe daar 'n verligting kom. 'n Warmte en 'n ontspannenheid. Juist daar waar jy dit nou nodig het. Ek lees weer vir ons 1 Korintiërs 13 vers 7. Die liefde, dit bedek alles. Glo alles, dit hoop alles, dit verduur alles. Maar vandag wil ek hê ons moet net wonder wat beteken dit dalk, dit bedek alles. Net soos ons in ons lyf bewus geword het van 'n spanningkie, van 'n spasma, van druk, van stres. Dink nou ook dalk aan 'n ander seer. 'n Seer van verwerping, 'n seer van aggressie teenoor jou, 'n seer van miskenning. En dan nooi ek jou, asem daarin uit, of asem liewers daarin in dalk. Net soos jy dit in jou lyf gedoen het, laat jou verbeelding nou gaan en laat daardie warmte wat jy in jou lyf ervaar het, daai liefde wat iets in jou lyf bedek het, laat op 'n soortgelyke manier liefde daardie seer omvou. Die seer van miskenning, verwerping, aggressie, verlatenheid, alleenheid. Laat toe dat die liefde daarin uitbrei en dit omvou. En elke keer as jy dit weer ervaar, dan sit net en haal asem. En wanneer jy daardie rustigheid in jou liggaam, jou borskas, die res van jou liggaam begin ervaar, ervaar dit as dat liefde intree. En laat dan toe dat liefde omvou. Dat liefde ook elke seer omvou. Dink dalk aan 'n prentjie van seer as hierdie krimpvark, hierdie bal met stekels. En liefde raak die kombers wat dit toevou, sodat geen stekel meer kan seermaak. Amper soos die komberse wat mynveers gebruik om bomme mee toe te maak, sodat hulle nie meer kan skade aanrig nie. Kom ons sit net nog so ruk in mekaar se stilte. Dink aan daardie doringballe in jou lewe. Asem liefde daarin uit. Laat toe dat liefde alles bedek.
En nou, elke keer as so iets oor jou pad mag kom, as jy so iets mag ervaar, laat toe dat liefde die kombers wees, wat die stekels kom toemaak. Dit gaan dit nie wegneem nie, maar dit gaan nie meer saad maak nie. Shalom.